Goeiedag lieve vriende, baie welkom by die erediens van NG De Bruin Park vir die 5de April. Ja, is natuurlik nou vandag opstandingssondag wat in ons kerklike jaar en kalender die hoogtepunt is, né? Dis tog waaroor dit alles gaan, dat Jesus Christus deur die opwekking uit die dood vir ons as mense kom wys het dat daar so iets is. Ons weet tog dat die mensdom selfs vandag nog, hulle wat nie begenadig is deur die Gees wat in ons getuig nie, of in hulle getuig nie, het nog baie twyfel daaroor, glo nie daar nie. So ons glo eintlik maar iets wat baie uniek is. Ons het Vrydag vir mekaar gesê, die psalmdigters van die Ou Testament wat praat van die doodryk, daar waar niemand kom nie, die plek waar geen wonders plaasvind nie, die plek waar God nie inroep en nie met mense praat nie, die plek waar God se groot dade nie bekend is nie. En hier staan ons. Jesus het uit die doodheid opgestaan, en maar net om vir ons weer te bevestig dat hierdie gebeurtenis regtig, selfs vir Jesus se disippels wat voorberei is daarop. Jesus het herhaalde male vir hulle gesê, hoor, ek moet sterf, maar ek moet op die 3de dag opgewek word. Mense sou gedink het, die disippels en al die mense wat vir Jesus geken het en sy wonderwerke gesien het, sou daardie Sondagoggend rondom daai graf gesit het, ons nou sien hoe gebeur hierdie ding. En daar's niemand nie. Die enigstes is daar is die wagte, en hulle hardloop weg. En daarom is dit net weer 'n groot wonderwerk, nie net dat dit gebeur het nie, maar dat ek en jy ook deur God se Gees gehelp word om hierdie, wat ons nie eers gesien het, te glo, die getuienis van ander mense. Kom ons lees dit. Ek wil eers daarom dit sê, ek wil graag ook die gedeeltetjie lees oor die saaier. Julle weet mos dat die Here Jesus Christus die gelykenis van die saad gebruik het, waar hy sê die saad word gesaai en party val op klip en ander op in die pad en ander word die voëls opgepik en ander word dan kom op en word 'n plant. En dan verklaar hy hierdie gelykenis hierso in Matteus hoofstuk 13. Hy sê, luister dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Hy sê die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. En as hy ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstrik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor, dit verstaan, hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100voudig, soms 30voudig, soms 60voudig. Vriende, ek lees hierdie gedeelte voordat ons by Matteus uitkom, se gedeelte oor die opstanding van die dood, en ek het regtig die bede in my hart, dat ek en jy vandag weer by hierdie ou verhaal sal stil staan, met 'n bede in ons hart, dat dit in ons hart sal bly, en ons het 'n aandeel daarin. Ek dink die grootste belangrike ding is vandag, nadat ons hierdie gedeelte gelees het, en net ook vinnig daaroor gepraat het, is dat veral julle ouens wat daar by die huis sit, wat nie soos in die kerk 'n geleentheid gehad het om die hart voor te berei deur sang en deur alles wat vooraf gebeur het nie, dalk net 'n paar oomblikke te sit en te sê, Here, hoe wil U hê moet hierdie saad in my hart verder vrugte dra? Of hoe, Here, wil U hê moet hierdie saad in my hart ontkiem vir die eerste keer? Die vasgryp van 'n bede, Here, gaan my nie verby nie. Laat hierdie saad van die evangelie wat in party mense se harte so vrug gedra het, dat hierdie boodskap
gelei het tot die ontstaan van die grootste kerk in die wêreld, die Christelike kerk. Oor taalgrense, oor kultuurgrense het hierdie waarheid mense aangegryp. Hulle, wat dit gehoor het, verstaan het, in hulle hart dit oordink het. Kom ons gaan nou na Matteus se beskrywing van Jesus se opstanding. Dis soos daghelder wat dit hier voor ons staan. Na die Sabbatdag, dis nou die dag toe Jesus gekruisig is, en dan 'n dag tussenin, toe dit Sondagmôre begin lig word het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood uit opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En skielik het Jesus daar voor hulle gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien." En terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. En die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. En hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl hy geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommer hoef te wees nie." En die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgestel is. En hierdie storie word vandag toe nog onder die Jode vertel. Sjoe, vriende, dit beteken eintlik dat daar na die opstanding van die Here Jesus Christus 2 stories in omloop was. 2 vertellinge in omloop was. Jesus se disippels wat met die hulp van Maria en Maria Magdalena wat die engel by die graf ontmoet het en ook vir Jesus daar in die tuin ergens op pad waar hulle teruggehardloop het ontmoet het, en hulle wat dan in die ander evangelies vertel self gaan kyk het, Jesus wat vir hulle op Emmauspad ontmoet het en oor hulle saam by mekaar was, 'n eerste keer en ook 'n tweede keer en 'n klomp ander geleenthede. Dis die een storie. Die storie dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Teenoor dit was daar 'n ander storie. En dit is die storie wat deur die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem versprei is, dat die disippels sy liggaam kom steel het. Soos ek en jy vandag nou hierso staan en ons bely dat Jesus uit die dood uit opgestaan het ons 'n bepaalde keuse gemaak. Ons het geglo om die storie te glo wat Jesus deur sy disippels laat versprei het, dat hy die dood uit opgestaan het. En vriende, laat ons dit nou maar vir mekaar sê, dis nie vanselfsprekend nie. Hierdie wagte wat self hierdie ding sien gebeur het, trouens het in die voorafgaande gedeelte gelees toe die aardbewing plaasvind en alles gebeur daar rondom graf, het hierdie ouens soos dooies geword. Kan jy glo dat 'n mens aan die een kant 'n ervaring het dat jy
hierdie ding sien gebeur dat jy jou so skrik dat jy beskryf word as 'n dooie. En dan net 'n rukkie later, wanneer die geld reg is en die druk op jou is, dan is jy bereid om hierdie groot ervaring, wat min mense in hulle lewe sal hê, te ruil vir iets anders. Laat dit jou nie dink aan die saad wat gesaai word nie. Hierdie saad word gesaai. Maar ergens langs die pad is daar of die smag na rykdom, of bekommernisse, of sommer net 'n wegdraai van die woord van die Here af, en geen vrug in jou lewe nie. Kan jy en ek onsself indink wat in hierdie mense se lewens aan die gang moes gewees het? Elke keer wanneer hulle van daai omkoopgeld spandeer, dan weet hulle, ek weet van beter. En nou, 2025, jy en ek weet ook van beter. Ons kan hierdie verhaal vat, en ons kan wegstap, en ons kan die lewe daar buite gaan leef, soos die wagte, soos die skrifgeleerdes. Maak of ons van niks weet nie, maak of niks gebeur het nie, en die lewe gaan aan vir ons, net vir sover. Hulle wat getwyfel het, soos Maria, Magdalena, Maria, en ook die disippels, maar tog die moeite gedoen het, om bietjie te gaan ondersoek instel, terug te hardloop na die graf toe, of opnuut, soos Petrus hulle in die ander evangelies, terug hardloop na die graf toe, by mekaar te kom en die Here Jesus kom staan weer tussen hulle. Vir hulle het dit die evangelie van die lewe geword. Hierdie mense wat omkoopgeld uitgeloof het en omkoopgeld aangeneem het, wat van hulle word, weet ons nie verder in die Bybel nie. Maar van hierdie manne en vroue wat die opstanding van die Here Jesus Christus beleef het, die leë graf gesien het, die opgestaande Here self ontmoet het, lees ons baie dinge. En die ergste van alles is, ons lees dat baie van hulle 'n marteldood moes sterf, omdat hulle aan hierdie belydenis vasgehou het. En dit moet my en jou laat dink. 'n Ou wat omkoopgeld aanneem, en 'n ou wat omkoop, gee nie sy lewe daarvoor nie. Maar iemand wat die waarheid in die oë gekyk het, die Here sien opstaan het, die opgestaande Here gesien het, hy sal sy lewe daarvoor gee. En vriende, dis waar ek en jy staan. Ons staan as mense elke dag in hierdie twee wêrelde voor ons. Daar's die wêreld wat ons kan vat en kan sê, man, ek vat die oomblik. Ek vat hierdie pad, want dit is die pad wat ek nou ken en nou verstaan. Dis die pad wat breed is. Dis die pad van spending money. Dis die pad van die leuen. Dis die pad wat ek nie hoef te verduidelik nie. Dis die ding wat ek hoef te vertel sonder dat ouens vraagtekens sal hê. Kom ek vertel gou vir julle. Gestel nou maar, hier kom hierdie wagte en die disippels of die fariseërs en skrifgeleerdes het dit vir hulle vertel, hulle moet maar oral nie daar gaan sê, hulle moet sê sy liggaam is kom steel, is gesteel. Stel jou voor, 'n gewone Jood loop daar in die stad rond en hy hoor so in die gange dat hierdie Jesus van Nasaret wat nou die dag gekruisig het, het glo opgestaan. So vertel sy disippels. En nou loop hy en hy loop eendag hierdie wagte raak, hy vra dalk vir die wagte, jong, ons het gehoor, daar's van julle wat 'n ander storieetjie, wat het daar gebeur? Nee man, sy disippels het die lijk in die dag, van die nag terwyl ons geslaap het, ons nie slaap geraak, kom steel. Dis wat gebeur het. En ek het gedag, dit klink meer na die waarheid. Dit klink meer na die waarheid. Vriende, dis so, kom ons sê dit maar vir mekaar. Hierdie twee stories na mekaar sit, langs mekaar neersit, hulle het sy liggaam kom steel, hy het die doodheid opgestaan, dan is die meerderheid ouens gaan sê, daar is die waarheid nou uit. Dis min ouens
wat glo dat Jesus werklik uit die dood het opgestaan het. En hierdie ding waarvoor ek en jy elke dag van ons lewe staan, ons kan maar net bely. Ek weet nie hoekom ek glo dit nie. Ek glo dit nie. Ek weet net ergens in my lewe moes daar 'n oortuiging gekom het. En die feit dat die disippels van die Here Jesus Christus soveel lyding verduur het en ook ander mense daarna ter wille van Christus kan my net nie anders laat glo as dat hy wel uit die dood uit opgestaan het nie. Het is maklik om 'n storie die eerste, tweede dag te vertel tot iemand 'n mes in jou koel sit, tot iemand jou in 'n kruis wil spyker of iemand jou met klippe wil doodgooi. Dan sê nee, ek jok. Dis nie die waarheid nie. Maar tog hou hulle aan hierdie getuienis vas en daarom vriende, word ek en jy vandag ook gevra, opgeroep om aan hierdie getuienis vas te hou. Ek dink daar's te veel van ons Christene wat sulke geheime soldate is, geheime agente. Ons is so in die geheim Christene, want ons is so bang dat iemand dalk vir ons vra, glo jy regtig? Dink jy regtig Jesus het uit die dood uit opgestaan? En ek en jy moet dit opnuut weer vandag in ons harte uitmaak. En as ek en jy in ons harte onverskrokke kan sê, ek glo dit, dan kan die saad groei. Dan is dit die diep grond. Dan moet ek en jy ons verdiep in die verdere woord, hoe hierdie evangelie uitgespeel het, hoe dit in die briewe van Paulus en van ander mense geleer word en posvat het in gemeentes, hoe die Heilige Gees hierdie evangelie na mense toe gevat het en op verskillende maniere gaan bevestig het, dat God, die God van lig is wat gekom het om nuwe lig vir die wêreld te bring. Daaroor het ons Vrydag gepraat. En daarom vriende, kom ons vat vandag, as ek en jy dit kan glo, sê ons met die grootste dankbaarheid vir God dankie. Dan op een of ander manier en rede ek en jy die storie geglo het wat die onwaarskynlikste van almal is. Maar die storie wat op jou die lewe bring. Ons kon die ander een gevat het, die een wat die mees waarskynlike geklink het, maar wat net my leeftyd hou. Die dag as ek doodgaan, gaan hierdie lewens, daai storie saam met my dood. Graf toe. Maar hierdie storie van die opstanding van die Here Jesus Christus vat ons na die ewige lewe toe. Kom ons hou daaraan vas. Vader, en dankie dat die opstanding radikaal is. Here, en ons het eintlik soveel simpatie vir die mense wat hierdie dinge beleef het, die disippels, die vrouens. En tog eer ons U dat U deur die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag vir hulle opnuut aangeraak het, om nie net hierdie ding te glo nie, maar ook te gaan getuig. En ons dank U, Here, dat dit ook by ons uitgekom het en maak vir ons in hierdie week en alles wat ons doen en sê, nie net hoorders nie, maar ook getuies van hierdie groot saak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, nie net hoorders nie, maar ook getuies. Totsiens.